by die Heer Tannie Zaan en vandag begin ons met Bybelstories vir beginners in Genesis. Die begin. In die begin was die wêreld leeg. Dit was oral donker. Maar God het 'n plan gehad. God het lig en donker geskei. Laat daar lig wees, het hy gesê, en daar was lig. Hy het die lig dag genoem. God het die donker nag genoem. Dit was die einde van die eerste dag. Toe sê God, ek sal die water skei. Hy het die water in die wolke daarbo en die water op die aarde hieronder van mekaar geskei en die deel tussenin hemel genoem. Dit was die einde van die tweede dag. Toe maak God al die water bymekaar, sodat daar droë land was. God het allerhande plante in verskillende kleure en vorms gemaak. Hy het berge, heuwels en valleie gemaak. Dit was die einde van die derde dag. God het 'n helder son in die lug gesit, sodat daar lig in die dag kan wees. Vir die aand het hy 'n blink maan en skitterende sterre in die lug gesit. Dit was die einde van die vierde dag. Op die vyfde dag het God al die visse en seediere gemaak om in die see te bly. Toe maak God voëls om in die lug te vlieg. Op die sesde dag het God diere gemaak wat kruip, seil op en galop. Toe maak God die heel mooiste skepping uit stof, 'n mens. God het hom Adam genoem. Op die sewende dag het God gerus. Adam en Eva. God het vir Adam 'n pragtige tuin geplant met die naam Eden. 'n Rivier het deur die tuin gevloei. Adam het baie van sy huis gehou. Hy moes vir al die diere name gee en mooi na die tuin kyk. Adam was baie lief vir die diere, maar daar was nie vir hom 'n spesiale maat nie. Toe maak God die vrou. Adam het haar Eva genoem. Sy was net reg vir Adam. Adam en Eva was baie lief vir mekaar. Saam het hulle baie mooi na God se tuin gekyk. Die skelmslang. Daar was baie bome in die tuin van Eden. God het vir Adam en Eva gesê, julle mag die vrugte van enige boom eet, behalwe een. Julle mag nooit die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad eet nie. Ongelukkig was daar 'n skelmslang in die tuin. Op 'n dag sien die slang vir Eva naby die spesiale boom. Die slang het gesis. Het God regtig gesê, jy mag nie van die vrugte van hierdie boom eet nie? Die slang wou hê Eva moes ongehoorsaam wees aan God. Die slang het sê toe, proe van hierdie heerlike vrugte. As jy dit eet, sal jy net soos God wees. Jy sal weet wat die verskil tussen goed en kwaad is. Die vrugte het baie lekker gelyk. Eva het onthou wat God gesê het, maar sy het nog steeds van die vrugte geëet. Toe gee Eva vir Adam daarvan. Hy het ook daarvan geëet. Toe die son ondergaan, het Adam en Eva vir God in die tuin oorloop. God het hulle gesoek. Adam en Eva het tussen die bome weggekruip. Hulle was bang. Wat het julle gedoen, het God gevra. Het julle van die spesiale boom se vrugte geëet? Adam het gesê, ja, maar Eva het dit vir my gegee. Eva het gesê, ja, maar dit is die slang se skuld. God het vir die slang gesê, omdat jy dit gedoen het, sal jy altyd op jou maag seil. Toe sê God vir Adam en Eva, omdat julle ongehoorsaam was aan my, kan julle nie meer in die tuin bly nie. Adam
en Eva is toe uit die tuin uit. God het engele met vlammende swaarde voor die tuin se ingang gesit, sodat niemand kon inkom nie. Adam en Eva sal nooit weer in die tuin toegelaat word nie. En dit, liewe Ruby, is die einde van vandag se storie. Dit voel net reg om vir jou te bid. Here, ek wil net vir Ruby kom seën. Sy is een van die pragtige skepping wat U gemaak het, Here. Wees ook met haar elke dag, Here, wandel met haar op pad, elke dag waar sy mag gaan. Here, help ook haar om, waar ook al sy is, gehoorsaam te wees aan U, gehoorsaam aan haar ouers, Here. Al is dit nie aldag maklik nie, die versoekings lyk tog so lekker partykeer soos vrugte, Here. Stap op pad saam met haar, en al maak mens foutjies, Here. Na die groot gebeurtenis wat ons nog van sal lees, kan niks meer ons skei van U nie, en kan niks meer Ruby skei van U nie. Amen.